Israel moes 6 stede toewys wat as asielstede in die beloofde land bekend sou staan. Hierdie stede moes beskikbaar gestel word aan iemand wat 'n ander persoon per ongeluk doodgemaak het. Die oortreder kon dan na enige van hierdie 6 stede vlug vir veiligheid en vir beskerming. Net soos hierdie stede die plek was waarin 'n mens kon vlug in 'n tyd van uiterste nood, so het God vir ons ook 'n plek van veiligheid voorberei. Hier is ons probleem. Ons word gebore as sondaars. En dis nie ons skuld dat ons so gebore is nie, maar dit is ons skuld as ons so bly. Aangesien dit waar is ons in diep moeilikheid. Net soos daar 'n doodsvonnis was oor almal wat die lewe van 'n ander geneem het, is daar ook 'n doodsvonnis oor elke sondaar. Ons word almal agtervolg deur een wat ons moet terugkry oor dit wat ons verkeerd gedoen het. Die einde van ons vlug is die dood. Dit is waarom Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. Ons het 'n plek nodig waarin ons kan vlug om veiligheid te vind. En daar is 'n plek waar 'n sondaar heen kan vlug. 'n Plek waar ons nuwe lewe kan vind, nuwe begin kan maak. 'n Plek waar die bloedwreker ons nie mag aanraak nie. En daardie plek is 'n persoon, en sy naam is Jesus Christus. As die skuldige persoon by so 'n asielstad aangekom het, dan sou sy saak deur die oudstes aangehoor word. En as daar vasgestel is dat dit regtig 'n ongeluk was, het hy 'n plek in die stad gekry en was hy beskerm teen wie ook al die bloedwreker moes wees. Die asielstad het so 'n persoon dan toegelaat om te bly lewe. Wanneer 'n persoon deur geloof na die Here Jesus kom, en dis die beeld van die asielstad, as hy Jesus as sy verlosser aanvaar, word daardie persoon onmiddellik in die familie van God aangeneem of ingeneem. Sy sondes word vir ewig weggewas. Hy word vir ewig gered deur die genade van God. Solank die persoon binne in die stad bly, is hy veilig. Hy kon daar woon solank hy wou, of solank as wat die hoëpriester geleef het, want die bepaling was, as die hoëpriester sterf, dan was hy vry om sonder vrees terug te gaan huis toe. Hierdie stede was oor die hele land versprei. Hulle was toeganklik vir enige persoon. Die meeste van hulle was bo op die berge gebou. Daar was sekere voorbereidings wat in en om hierdie stede getref was, wat vir die oortreder gewaarborg het dat hy veiligheid sou vind wanneer hy by die asielstad aankom. Die priester sou ook seker maak dat die paaie wat na hierdie stede gelei het, vry was van enige hindernisse, altyd toeganklik. Maak nie saak wat die tyd van die dag of nag was nie. Die hekke van die toevlugstede was nie gesluit nie. Hierdie stede het die boodskap gedra van die genade en liefde van God vir mense in nood. Hulle was juis daar, omdat God vir sondaars omgee. Daar is 'n interessante verhaal wat ons lees in 2 Samuel 2 oor Abner, wat Saul se leeraanvoerder was. Asael het by geleentheid vir Abner agtervolg. Abner het terwyl hy gevlug het sy spies na agter laat wys. En Asael wou nie wegdraai nie. En hy so met die spies in die hardloop agter Abner doodgesteek. Later kry ons vir Abner by die poorte van die stad Hebron, daardie wat een van die 6 asielstede was. Hy word tegemoet geloop deur Joab, Dawid se aanvoerder. Joab was ook die ouer broer van Asael, en hy maak hom daar dood. Wat jou opval wanneer Dawid oor die dood van Abner treur, is dit asof Dawid sê, Abner, jy het gesterf maar soos 'n dwaas. Jy was daar by die poorte van die stad van veiligheid. Al wat jy moes doen was om daarin te loop. Niemand het jou verhinder, jou daar vasgebind nie. Jy kon jou lewe behou het, maar nou het jy soos 'n dwaas gesterf. Wie, dis die boodskap vir vanoggend. Moenie dieselfde met jou gebeur nie. Niemand hou jou weg van God se genade af nie. Dis die prentjie van die Ou Testament. Al wat jy moet doen, is om in die plek van veiligheid in te stap, en jy sal gered word. Ons toevlug is Jesus Christus, en hy wag vir sondaars om na hom te kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie prentjie uit die Ou Testament van u genade. Geef vir ons die genade, om die genade in Christus te omhels, vandag daar volgens te lewe. Amen.